Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dis weer vir my 'n lekker voorreg om jou vandag te groet uit 'n lekker sonskyn, maar koelerige Witbank. En dis vir my 'n wonderlike voorbeeld om vir jou vandag die woord te bring. My program se naam dan kom luister na die hartklop van God. Ek wil graag hê julle moet aandagtig luister aan die boodskap wat Vader vandag vir julle stuur, want ek glo dit is sy hartklop vir julle, dit kom uit sy hart uit. So dikwels vra ons die vraag af, hoekom gaan ons deur storms? Hoekom gebeur dinge met goeie mense? En dan wil ek vir jou sê, almal gaan deur hierdie dinge. Goeie mense en slegte mense. Mense wat die Here voluit dien en selfs mense wat hom glad nie dien nie. Partymal lyk dit vir ons as ons so aan die buitekant staan en uitkyk, lyk dit vir ons asof die mense wat ver van die Here af is, dit gaan baie goed met hulle. Hulle is sommer ryk en hulle het baie geld en hulle het baie karre en met hulle gaan dit net wonderlik, maar ek wil vir jou sê, hulle lewe is ook swaar. Inteendeel, ek dink hulle kry swaarder as ons, want ons het die Here Jesus Christus, die Heilige Gees en God die Vader om aan vas te hou. En daar's legioene engele daar buite wat hy vir ons uitstuur, wat hy opdrag gee aangaande ons. So, dit lyk miskien vir ons of dit goed met hulle gaan, want hulle het baie geld. Maar baie keer is hulle eensaam en alleen, en baie geld, weet ons, kan nie liefde koop nie. En soms het hulle baie mense om hulle, maar daai mense is nie altyd opreg nie, en is nie altyd daar vir die regte redes nie. Maar die mense wat om jou is, wil om jou wees, omdat hulle vir jou lief is, en omdat jy vir hulle lief en dierbaar en kosbaar is. En daarom, vandag se boodskapie waaroor ek weer 'n bietjie wil praat met julle, ek weet ek het al 'n soortgelyke boodskap gestuur, maar hierdie is ietsie heel anders. God laat storms in jou lewe toe vir 2 redes. Die eerste rede hoekom God hierdie goed toelaat is om jou reg te help, om jou te korrigeer waar jy foute maak en om jou te vervolmaak, om jou te help om 'n sterker, beter mens te wees. Dit is die 2 punte wat ons vandag gaan behandel, maar ek wil graag eers sê, ons moet saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, ons kom vandag na U toe, Here, en ons wil vir U sê dankie, Here, vir die boodskap wat U na ons toe uitstuur. Soveel so dat U nog steeds met ons vermoeienis maak, omdat U ons so baie liefhet, dat U vir ons boodskappe stuur. Elke dag kry ons boodskappe uit al die windrigtings uit, wat U vir ons stuur, om ons te help en ons te dra deur hierdie moeilike tye waarin ons lewe. Vader, ons weet dat ons is naby die koms van U seun. Vader, ons is naby die koms van ons bruidegom, wat hy gaan kom om ons te kom haal. En daarom raak tye net al hoe moeiliker en moeiliker. En baie kere vra die kinders van die Here, maar hoekom gaan ek deur hierdie dinge? En hoekom laat my God dit toe? En Vader, ons het nie altyd al die antwoorde as mense met hierdie vrae na ons toe kom nie. Maar Vader, U sê ook in die woord, ons hoef U nie te verdedig nie. Ons hoef maar net te getuig van hoe goed God vir ons is. Ons hoef nie mense te oortuig nie. U self werk met hulle. En Vader, soms weet ons dat ons, hoe harder ons probeer om mense te oortuig, hoe verder stoot ons hulle van U af weg.
En Vader, daarom vra ek, Here, wysheid van verstand, 'n wag voor ons mond en geopende verstand en ore, om te hoor wat U sê, ons vir die geliefdes moet sê, ons vir U kinders moet sê. Lei ons, Here, lei ons, in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Nou ja, geliefdes, soos ek gesê het, ek is Pastor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank, en dit is my lekker voorreg om vir julle hierdie woord te bring. My program se naam dan, kom luister na die hartklop van God. So, God laat soms storms in jou lewe toe vir 2 redes. Om jou te korrigeer, jou reg te help en om jou te vermaan. Hy het vir Jona in 'n storm geplaas om hom reg te help, omdat Jona op die verkeerde pad was. Omdat Jona nie na Ninive wou gaan nie, moes die Here hom reg help en hom keer. En so ook het God vir die gelowiges van daai tyd deur storms laat gaan, om hulle geloof te vervolmaak, en sodat hulle 'n nuwe onthulling, 'n nuwe, hoe kan ek dit stel, 'n nuwe beeld van God kon sien en leer ken, sodat hulle, ek sal maar sê, 'n nuwe onthulling van God kon hê, en God op 'n ander manier sien, as wat hulle altyd het. Onthou net, baie mense word groot met die gedagte dat God is 'n God van kwaai wees en raas, en op sy troon sit met 'n sambok en mense slaan, en op die manier mense oordeel en veroordeel en so aan. En so baie mense dink dat dit is die God wat ons dien, maar dit is nie die God wat ons dien nie. Die God wat ons dien is 'n God van liefde, wat ons wil leer, wat ons wil help, wat ons wil reg help, en wat wel toelaat dat ons deur moeilike dinge gaan, vir hierdie redes, dat hy ons wil reg help en dat hy ons wil vervolmaak. Hy wil hê ons moet heilig wees. So, wanneer jy deur 'n storm gaan wat God toelaat, ek praat nou nie van die storms wat jy in jou eie lewe veroorsaak deur sondes en ongehoorsaamheid en ongeloof nie. Ek praat nie van daai tipe van storms nie, want of ons dit nou wil erken of nie, baie van die storms wat ons op ons pad aantref, bring ons op onsself. Dis goed wat ons, miskien foute wat ons in die verlede gemaak het, dinge wat ons verkeerd gedoen het aan ons liggame, miskien verkeerde keuses in huweliksmaats, miskien net omdat ons eie kop wou volg. Maar wanneer jy weet, jy is in God se wil, jy doen wat God wil hê jy moet doen, jy glo onteenseglik in hom, jy's gehoorsaam, jy weet jou pad is reg, jy weet jou vertroue is ten volle in hom, jy spandeer tyd in sy woord, jy spandeer tyd met hom, jy doen alles soos wat jy vermoed God wil hê dit moet doen, maar tog sien jy storms aankom, in die vorm van hartseer, siektes, konflik, moeilike tye, finansiële probleme, verhoudingsprobleme, watter storm jy ook al sien, weet jy, dis 'n storm wat op pad is. Maar moet ek ook dan vir jou sê, weet God, jy kan hierdeur kom, want hy vorm jou, hy vervolmaak jou, hy gee jou selfvertroue, hy transformeer jou, jou geloof groei, hy herstel jou twyfel, enige iets wat nie reg is nie,
kom God en hy maak reg. Want selfs al dink ek en jy, ons is perfek en ons maak nie foute nie en ons het nie sondes nie, sê Romeine vir ons, dat as jy sê jy nie sonde het nie, dan lieg jy. So, ten spyte van die feit dat ek my lewe perfek probeer leef, maak ek nog steeds foute, volg ek nog steeds soms my eie kop, neem ek nog steeds besluite waarin ek God nie ken nie, is ek nog steeds soms op plekke waar hy my eintlik nie sou wou hê nie, en terwyl ek op die plekke is ek ook nie altyd besig met die dinge van God en die werk van God nie, en is ek soms besig met goed waarmee ek nie besig moet wees nie. Maar ek sien storms kom en ek dink, maar hoekom kom dit na my toe aan? Dan wil ek vir jou sê, want God weet, jy gaan nie deur kan kom. Want hy gaan jou hierdeur help. Hy gee vir jou hierdie 5 goed om aan vas te hou wanneer jy die storms sien kom. Nou ek sien so in my linkerbrein, of ek onthou dit altans, van toe ek 'n klein dogtertjie was, eintlik al van kleins af, en toe ek nou al 'n groot tienermeisie was, en selfs nou soms. Ek weet nie wie van julle het al ooit langs die viswaters, ek's baie lief vir visvang, ek vang self ook vis, en ek geniet dit om in die natuur te wees en die grootheid van God se skepping te ervaar, om vars lug in te asem en tussen my geliefdes te wees en die lewe te sien hoe hulle speel en hoe gelukkig almal is. Viswaters is vir ons 'n baie gelukkige plek. Maar daar kom soms ook storms, soos julle weet, en ek weet nie wie van julle hierdie al beleef het nie. So was ons 1 jaar by Loskopdam, en voor die middag, terwyl ons kos gemaak het, ek's nog baie klein, ek dink ek was nou 3 of 4 daar rond, slaan ons gasbottel, die klein blou gasbotteltjie aan die brand, en my pa gryp hom en gooi hom in die dam. Vir ons almal baie stresvol gewees, ons het ons boeglam geskrik, maar dit gaan verby en later die aand het ons gestaan en skottelgoed was. En die vriende wat saam met ons was, het hulle 'n klein hondjie by hulle gehad, en die klein hondjie was verskriklik onrustig, en hy het die hele tyd op die tannie se skoot probeer kom, en hy was bang, en nie een van ons kon nou regtig lekker verstaan, wat gaan nou eintlik met hierdie hondjie aan nie. En ons het lekker klaar geëet, en ek en die maatjie het gestaan en skottelgoed was, en die volgende oomblik kom daar 'n rukwind op, maar ons sit so teen, die van julle wat Loskopdam ken, weet jy mos so effens 'n koppie waar die kampplekke is, so teen die koppie, so of, dis nie eintlik 'n koppie nie, so effens 'n steilte. En die volgende oomblik kom daar 'n verskriklike rukwind, en daai wind kom van bo van die berg af, hy ruk die alwyne uit die grond uit. Ons hou aan hierdie tente vas, hierdie tentpale, ek weet sommer as jy al gaan visvang het, jy weet waarvan ek praat, hierdie wind is so erg, jy hang behoorlik aan daai tentpale, dit voel of die wind jou bene wil oplig, en jy hoor hoe skeur die tent se seile, en jy besef net, maar hierdie is 'n verskriklike groot storm, en jy hoor mamma skree vir hulle kinders, waar's my kind, en dit is absolute chaos, dit is nog vroeg die middag, ek dink dit was so 6:00 se kant, maar dit is pikdonker, en die reën slaan teen jou kortbroekbeentjies, want jy's op vakansie, jy het 'n short aan, maar die reën slaan teen jou bene, en die wind, en die sand wat so waai, en dit is net 'n nagmerrie. En na die tyd besef jy net, maar ouers praat, jy hoor jou ouers praat, en jy hoor hulle sê, ag, dankie Here, ons is veilig,
Dankie Here, ons is hier deur en ons is so right en ons is besig om op te pak. 'n week vakansie is kort geknip en ons gaan eerder huis toe want alles is sopnat, die tent is stikkend. Die kinders is onrustig en huil raak, die ou hondjie huil. Die ma wat so geskree het vir haar kind is so omgekrap. En ons vakansie is kort geknip en ons gaan huis toe, maar in die kar hoor jy hoe pa en ma praat van die groot karavane wat hierdie verskriklike wind omgegooi het en hoe baie skade daar was en hoeveel mense seer gekry het en pa sê net dankie Here, ons is alright, ons almal is alright. Die tent kan ons regmaak. Hy sê vakansie kan ons maar weer 'n ander vakansie reël. Ons kan nou by die huis verder rus, maar dankie Here, my geliefdes is veilig. En dit is presies hoe die Here is. Ons kon aan daai tentpenne vashou en geen alwyn of boom wat omgewaai het ons tent getref nie. Die engele was verseker daar en het ons beskerm, maar God, die Heilige Gees Jesus, die engele, hulle almal was by ons. En ons harte is seer, omdat ons vakansie kort geknip is en ons moet huis toe gaan, maar ons besef ook dat ons ouers weet beter en hulle weet wat reg is om te doen. En ja, so laat hierdie gedeelte my nou daaraan dink. Hy gee vir ons 5 goed om aan vas te hou. Nommer 1, die Here lei my. So, hy het my hiernatoe gelei, ek is in die situasie wat ek is, want hy het my hiernatoe gelei. Want ek is gehoorsaam en ek luister vir hom. So as ek voor 'n storm kom, dan is dit hoe dit veronderstel is om te wees. Nommer 2, die Here bid vir my. Ons lees in Romeine 8, hy tree konstant vir ons in. Gaan lees bietjie Romeine 8 en dan sien jy hoe die Here vir jou intree en hoe hy vir jou bid. Nommer 3, die Here sal na my toe kom, al voel dit nou, hy's ver. In daai stormsituasie het ons ook nie verstaan, kyk, ek's 'n klein dogtertjie, ek reken ek was 11 of 12 jaar oud, en ek verstaan nie, hoekom moet hierdie storm gebeur nie, en ek voel, maar die Here is ver van ons af, want ek het die Here geken, en ek het geweet die Here is daar, maar op daai stadium het dit nie so gevoel nie. Ag, ek vra om verskoning vir die geraas, ek is hier in my winkel, en ek neem hier op, en dis ook aan die binnekant van 'n gimnasium, so hier is ook kinders, hier is ook 'n privaat skool, so hier is baie kinders in en uit, maar in elk geval, so het dit ook vir my gevoel, tussen mense het ek alleen gevoel. Wie van julle het dit al ervaar, dat jy partymal tussen honderde mense is, maar jy voel stoksiel alleen. En dis in sulke tye wat jy net moet besef, die Here sal by my wees. Hy moet deurkom. Jy sal sy nabyheid ervaar. As jy net daarop fokus, sal jy hom ervaar. Dan nommer 4, die Here sal my groei hierdeur. Hy vorm my na perfektheid. My selfvertroue, hy transformeer my. My geloof versterk hy. Hy skep in my 'n nuwe sterker, slimmer mens, wat nie maklik twyfel nie. Ek weet wie ek is, wat ek is, en ek verstaan waar ek is, en hoekom ek daar is. Nommer 5, die Here sal my deur dit vat. Die spreekwoord sê, die ou mense het ook altyd gesê, hy sal jou nooit tot op 'n plek lei en jou nie daardeur vat nie. En ek sê ook altyd vir ons geliefdes in die gemeente, He won't take you to a storm and leave you in the middle. Hy gaan jou nie in die middel los om op jou eie krag te staat te maak nie. As God jou tot 'n plek vat, sal God jou deur dit vat.
Dit is die 5 punte. Ek herhaal hulle. Die Here lei my, die Here bid vir my, die Here sal na my toe kom, die Here sal my laat groei hierdeur, en die Here sal my deur dit vat. Dan die Bybel gedeelte wat ek graag met julle wil deel vandag, is dan Spreuke 3. Dit is redelik lank, so ek probeer om die hele gedeelte vir julle te lees. Ek sien my tyd hardloop uit, maar kom ons gaan so ver as wat ons kan. My seun, vergeet my onderwys nie. Laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lente van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bid dit om jou hals. Skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mens. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesend wees vir jou liggaam en verkwikkend vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eersteling van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. My seun, verag die tug van die Here nie en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Gelukkig die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry, want die verryking daarvan is beter as die van silwer en die verwering daarvan beter as van goud. Dit is kosteliker as korale en al jou kleinode kan daar nie meer vergelyk word nie. In sy regterhand is lente van dae en in sy linkerhand rykdom en eer. Sy weë is lieflike weë en al sy paaie is vrede. Dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Die Here het die wysheid, die aardige grond. Die Here het deur wysheid die aardige grond, deur verstand die hemel vasgestel. Deur sy kennis het die watervloede oopgebreek en het die wolke dou gedruk. My seun, laat dit nie uit jou oë uitwyk nie. Bewaar, beleid en oorleg, dan sal dit die lewe wees vir jou siel en versiersel vir jou hals. Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voete nie stamp nie. As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en lê jy, dan sal jou slaap soet wees. Jy hoef nie bang te wees vir skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie, want die Here sal jou vertroue wees, en hy sal jou voete bewaar vir die stryk. Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit jou maag in jou maag is om dit te doen nie. Sê nie vir jou naaste nie, gaan en kom terug, dan sal ek môre gee, terwyl jy dit het nie. Bewerk geen onheil teen jou naaste, terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Twis nie sonder oorsaak met 'n mens as hy jou geen kwaad gedoen het nie. Wees nie afgunstig op 'n man van geweld en verkies geen een van sy weë nie. Want die verkeerde is vir die Here 'n gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges. As dit spotters betref, spot hy, maar aan die ontmoediges gee hy genade. Die wyse sal eer beerwe, maar die dwaase behaal skande. Dan Spreuke 4 vers 18, terwyl die pad van die regverdiges is
soos die lig van die môreglans, wat helder word tot die volle dag toe. Is die weg van die goddelose soos duisternis. Hulle weet nie waarvoor hulle sal struikel nie. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Ek lees tot sover. Geliefdes, dis vir my 'n wonderlike voorreg om julle dan nou met hierdie boodskap te los en te sê, moenie bang wees vir jou storms nie. Jou storms is daar om jou sterker te maak en jou geloof sterker te maak. Wees dan sterk in die Here en moenie tou opgooi nie en moenie bang wees nie. Storms is op ons pad gesit vir 'n goeie rede. God laat dit toe omdat hy weet ons sal dit kan doen. Dit was dan nou vir my so lekker voorreg om vandag vir julle hierdie woord te bring. Ek glo en vertrou dat dit met jou hart praat, dat jy dit jou eie sal maak en dat jy sal weet, ek kan. As jy net kan vashou aan ek kan. Ek is nou pastoor Elsa Botha van die AGS Oasis gemeente in Witbank. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, ons sê vir u so baie dankie vir hierdie woord wat u vandag vir ons gegee het. Woord van bemoediging, woord van stigting en ook woord wat daar is om ons te help om te groei en te weet wat dit is wat u van ons verwag, Here. Vader, ek bid vir elke persoon wat na hierdie boodskap luister, Here, dat hulle hierdie woord sal vat en sal weet dat u met hulle praat vandag, dat hierdie woord rema in hulle harte sal word en dat hulle sal besef hoe kosbaar hulle vir u is, dat u aan hulle dink en dat u hierdie boodskappe vir hulle stuur. Vader, ek bid dan nou so dat hulle geseën sal wees, dat hulle ore geseën sal wees, dat hulle verstand geseën sal wees, Here, dat u hulle finansies sal seën, en so ook hulle gesondheid, dat u pad vir hulle gelyk sal maak, daar waar hulle moet gaan. Here, en ek bid dat hulle u teere wonderlike liefde en nabyheid sal ervaar in elke liewe ding wat hulle moet aanpak deur die dag, Here. Ek bid dat hulle u nabyheid sal ervaar en dat hulle ook, Vader, na u sal hinker en u sal soek in alles wat hulle doen. Elke liewe persoon wat vandag na hierdie boodskap luister, net sal weet hoe kosbaar hulle vir u is, Here, en hoe onbeskryflik lief u vir hulle is, dat hulle u skepper is. Vader, ek bid dan nou, seën die aarde, Here, seën daar waar ons moet loop. Vader, mag dit heilige grond wees. En ek dink ook aan die gedeelte in die woord wat sê, beautiful is the feet of him that brings the good news. Vader, dat hulle mense sal wees wat die goeie nuus versprei, wat hierdie boodskap aanstuur vir vriende en familie en geliefdes reg oor die wêreld. Daar waar ek nie kan kom met my 2 pragtige voetjies nie, kan hierdie boodskap deur mense aangestuur word. Vader, ons is so baie lief vir u. Ons wil vir u dankie sê vir al die goedheid en guns, vir u wonderlike Vaderhart, Here, vir die karakter van Vader wat u in ons lewens is, Vader. Dankie daarvoor. Vader, ek wil ook so bid dat u Joy Gospel Radio sal seën, Here, dat dit net goed sal gaan en dat hulle net van hoër tot hoër hoogte sal gaan met hierdie radiostasie, dat jy hulle finansies en hulle gesondheid sal seën in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Ek groet jou dan nou, gaan in die vrede van die Here. Ek bid vrede, vreugde, liefde en alles wat mooi is. Van pastoor Elsa Botha van Witbank. Love you all.